Goeiemôre en welkom by die Wiskunde Broers vir nog 'n meetkunde episode. Vandag kyk ons na Pythagoras. Nou, as jy 'n bietjie tyd het, spring op YouTube en gaan kyk 'n klomp video's van wie hierdie baie slim persoon was. Maar ek gaan nie in die teorie inspring van hierdie Griek nie. Ons gaan direk net kyk wat is sy teorie, hoe werk dit en hoe kan ons dit dadelik in ons huiswerk begin toepas. So Pythagoras het 'n stelling. Ek wil nie sê opgemaak nie, of uitgedink nie, hy het 'n stelling ontdek, en hy het dit gedoen deur patrone raak te sien in reghoekige driehoeke. Daar sê ek sommer die heel eerste belangrike ding. Pythagoras se stelling werk net in reghoekige driehoeke. Nou wat sê Pythagoras se stelling? Wel, voor ons na al hierdie formules kyk, sê ons net gou 'n paar dinge vir onsself, 'n paar terme. So 'n reghoekige driehoek beteken dis 'n driehoek met 'n 90 grade hoekie. Dit word aangedui deur daai reghoek, dit weet julle. Dan gaan ons vir onsself ook sê dat in enige reghoekige driehoek gaan daar twee korter sye wees, en dis die twee sye wat aan daai reghoekige hoek raak. Daai twee sye gaan altyd korter wees, en dan gaan daar altyd 'n lang sy wees. Daai lang sy is die sy wat direk oorkant die 90 grade hoek sit. Soms is hierdie driehoek bietjie op sy kop gedraai. Hoe weet ek wat een is die lang sy? Dis die een wat direk oorkant die 90 grade hoek is. En ons noem hom die skuins sy. Skuins sy. Nou jy kan baie bly wees jy het nie in Engels klas nie, want hulle noem dit 'n hypotenuse. Dis 'n verskriklike groot vloekwoord, en dis nie 'n seekoei nie, dis 'n skuins sy. So, die formule wat Pythagoras uitgedink het, of ontdek het, is, hy het gesê dat die langsy a kwadraat, interessante stukkie, is gelyk aan die twee kortsye saamgeplus, maar weer let op, dis die twee kortsye kwadraat. Okay, baie interessant, jy sal in jou handboek sulke pragtige sketse kry, waar hulle vir jou 'n vierkant teken op elke een van hierdie sye. Soos ek gesê het, ek wil nie vandag na te veel van daai detail kyk nie, ons wil net kyk, hoe gebruik ons hierdie in die huiswerk. Ok, nou hierdie formule, soos wat hy daar staan, dis eintlik die crux van die saak, dis eintlik wat ons moet leer. Maar ek wys jou somme, hoe gebruik ons hierdie formule om een van die kort sye uit te werk? Onthou, ons het nou klaar gesê, dat as ek die lang sy wil uitwerk, is dit die twee kort sye saamgeplus. As ek enige van die kort sye wil uitwerk, gaan ek sê, die lang sy minus die ander kort sy. Of as ek hierdie kort sy wil uitwerk, C, dan gaan ek sê die lang sy minus die ander kort sy. Ok, so belangrik, as ek enige van die kort sye wil uitwerk, B of C, dan minus ek hulle van die lang sy af. As ek die lang sy wil uitwerk soos A, dan plus ek die twee kortetjies saam. Dit maak eintlik sin, né? Om 'n lang ding te kry, plus ek twee korte saam. Om die kortetjie uit te werk, gaan ek sê die lange minus die ander korte. Ok, so oefen daai 'n klein bietjie, dit gaan belangrik wees. Kom ons kyk, hoe lyk dit in 'n som? Die eerste som lyk soos hierdie, en dit sê bepaal die onbekende sy van hierdie driehoek. Dis nou die sy wat sê x. Eerste ding wat ons van onsself vra, is hierdie 'n reghoekige driehoek? Yes, dit is 'n reghoekige driehoek. So ons mag hierdie formule gebruik. Ons kan sê, die lang sy kwadraat is gelyk aan die twee kort sye se kwadrate saamgeplus. Onthou net, as ek hierdie formule gebruik, moet ek sê, baie dankie Pythagoras, dat ons jou formule mag gebruik. Pythagoras is, omdat ons meetkunde doen, onthou net, hierdie meetkunde, het ons beweringkolom en ons redekolom. Pythagoras is die rede vir hierdie formule. So ons moet vir hom krediet gee. Hy is die meetkundige rede. Wat doen ons? Ons sê 4 kwadrate is tog 16, 3 kwadrate is 9. As ek dit saam plus, kry ek 25. Nou dink ek, jostery, is hierdie sy regtig 25 cm? 4, 3 en 25. Ek weet nie, dit voel 'n klein bietjie te lank. Maar ek onthou by myself, wag 'n bietjie, ek het heeltyd uitgewerk x kwadraat. X kwadraat. Hoe raak ek ontslaaf van 'n kwadraat? Wat is die teenoorgestelde van tot die mag 2? Wel, 'n vierkantwortel.
En as ek links vierkant wortel, moet ek regs vierkant wortel. Ek kry x is gelyk aan, die vierkantrol van 25 is 5 cm. Dit lyk baie meer op skaal, 4, 3 en 5. So onthou die laaste stap van Pythagoras is altyd om die vierkantswortel uit te werk. Nog 'n oefenvraagie, hierdie keer is die driehoek klein bietjie gedraai, né? Dit is sommer net om ons te toets, kan ons wanneer die driehoek se oriëntasie bietjie anders is, nog steeds Pythagoras toepas. Is dit 'n reghoekige driehoek? Ja, dit is. So ek mag die formule gebruik. Nou moet ek dit mooi kyk. Ek wil vir y uitwerk. Is y een van die lang sye of 'n kort sy? Dalk kan jy hier pause en die sommetjie eers by y probeer. Maar as jy verder kyk, sê jy, nee, wag 'n bietjie, die lang sy is tog die een reg oorkant, die 90 grade, so dis die 13. So y is 'n kort sy. Hoe lyk Pythagoras se formule? Vir 'n kort sy kwadraat, gaan ek sê die lang sy kwadraat minus die ander kort sy. Dis Pythagoras se formule. Alright, onthou nou, ek werk 'n kort sy uit, dus kom ek minus. Wat kry ek hierso? 13 kwadraat gee vir my 169 minus 25. As ek daai twee van mekaar af minus, kry ek 144. So ek sê, jog, nee, dit kan nie die antwoord wees nie. O ja, ek is besig om y kwadraat uit te werk. Hoe kry ek vir y alleen, nie y kwadraat nie? Vierkantwortel links, vierkantwortel regs. Dit gee vir my 'n antwoord. Y is 12 cm. Ek is so bly dat 12 is minder as 13, want ek weet 13 moet die langste sy wees. So yes, daar het ek my onbekende sy. Ons laaste 2 oefenvragies. Nou, ek waarsku jou nou al klaar, vraag 3 is nogal 'n moeilike een. So, soos ek elke keer sê, dit is vir jou dalk goed om eers by eie om te probeer en dan die res van die video te kyk om te kyk of jy dit reg het. Maar, net vinnig, vraag 2, ons wil vir z uitwerk. Nou, z, sien ek, is reg oorkant die 90 grade hoek, so z is die lang sy. Z kwadraat moet gelyk wees aan die 2 kort sye se kwadrate saamgeplus. Onthou altyd die rede, Pythagoras. So ek vou my bladsy altyd in 2 vir my bewering en my rede. Reg, nou kan ek sê, z kwadraat is gelyk aan 36 plus 64. Dit geef my op die kop 100 vir z kwadraat. Ek wil net vir z alleen kry. En soos ons elke keer sê, onthou die laaste stap van Pythagoras, ek moet altyd vierkant wortel. En ek kry 10 wat? 10 koeie? Nee, onthou die eenheid 10 cm vir z. Fantasties. Laaste vraagie, hier is die uitdagende enetjie. Want, dis 'n woordsom, ons sukkel met woordsomme. 'n reghoekige driehoek het 'n skynsy van 13 eenhede en een korter sy van 5 eenhede. Skets die driehoek en bereken dan die korter sy. Ek kan nie vir jou sê hoe belangrik is daai sinnetjie wat sê, skets die driehoek. Eerste ding is, hulle sê vir my 'n reghoekige driehoek. Gaan teken 'n reghoekige driehoek. Dit maak nie eintlik nou soveel saak, waar sit jy nou die langste sy en die kort sy nie, dit maak nie eers saak vir jy liniaal gebruik nie. Al wat saak maak is, dat jy sê, hy het 'n skynsy, onthou, skynsy van 13 eenhede, en hy het een kort sy van 5 eenhede. Dis dit. Ons wil die ontbrekende sy uitwerk. Kom ons noem hom x. So wanneer ons vir x kwadraat wil uitwerk, vra ons onsself, is x nou die skynsy of 'n kort sy? Ek sê nee, x is 'n kort sy. So x gaan nou kry wanneer ek sê die skynsy kwadraat minus die ander kort sy kwadraat. Gee jou rede, Pythagoras, en dit sal vir my sê, x kwadraat is gelyk aan 169 minus 25. Ons erken hierdie, ons het klaar so enetjie gesien, nee, 144, en ons weet nou, x gaan 12 eenhede wees. Ek weet nie of dit centimeter of meter is nie, ek het net gesê eenhede, maar ek moet nog steeds skryf, eenhede. Dis hoe Pythagoras werk. Eintlik eenvoudig, maar 'n korte bietjie oefening. Wanneer jy dit lekker geoefen het, gaan ons 'n videoetjie vir jou opsit oor omgekeerde Pythagoras. Dan raak dit nou eers pret. Probeer hom, oefen hom, as jy vragies het, stuur vir ons in die comments.